Die kern vanmiddag is dat Jesus Christus, wat met sy lewe betaal het, is dat daar so baie mense in kerke in sit, en dink hulle is op pad hemel toe, maar hulle is eintlik op pad hel toe. Hulle wil nie die waarheid hoor nie, want jy sien, mense hou nie van die waarheid nie, maar die Bybel sê, die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou tot oortuiging van sonde in jou lewe inbring. En die wonderlike is om te weet dat die Here veroordeel ons nooit tot oortuiging van sonde. Daar is tye wat ons voel, ons kan nie meer nie, daar is tye wat ons voel, dat dinge raak net te veel, daar is tye in jou lewe wat jy voel, ek is afgeskryf deur mense, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar ek wil vanmiddag vir julle lees in Lukas 7, in die Bybel bespreek hierdie vrou, die Bybel praat van hierdie vrou, 'n vrou wat sondig was. En kyk, ons het ons nie hoop vir sondaars nie. En ons veroordeel mense nog voor die tyd. Ons besluit somme voor die tyd watter mense hemel gemaak en watter mense nie. Ons is so geneig om 'n vinger na mense te wys. En ongelukkig moet ek die kerk vanmiddag aanhaal. En u vanmiddag wat dalk sê jy is 'n kind van God, dan wil ek vir jou vra in die afgelope jaar, by hoeveel mense het jy gaan stilstaan wat 'n sondaar is? By hoeveel mense het jy die woord van God mee gaan deel? Met hoeveel mense het jy werklik waar daar die tyd gemaak om te kan sê, weet jy wat, daar is genade vir jou. Maar ons is mos so belangrik dat ons dit nie nodig ag nie. En die kerk ag homself so belangrik dat hy dit nie die nodigheid daarvan sien om uit te reik na die ongelowige of hulle wat die Here nie ken nie. Die Bybel sê daar in Lukas 7, Jesus by Simon en die Fariseer. Hy sê daar een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Nou, die Fariseërs in daardie tyd was baie belangrike mense. En hierdie Fariseer nooi die Here uit om by hom te kom eet. Hy sê hy het toe aan huis van die Fariseer ingegaan en hy het sy plek aan die tafel ingeneem. En dan sê die woord van die Here, 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. En sy bring toe 'n albaster fles met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê by homself, en ek wil hê jy moet luister vanmiddag, hy sê vir homself, as hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het, wie en watter soort vrou dit is, wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Nou my geliefdes, u wat my vanmiddag kan hoor, dit maak nie saak waar hy is nie, het sy op die lig, het sy in die huis, het sy loop dalk hier verby, in die kar, die ruit is oopgedraai, of dalk kruip hy iewers agter 'n bos weg, te bang om te skaam, om te sien, dat ons vanmiddag die evangelie van Jesus Christus die preek, soos dat baie kerke maak, hulle kan net binne die 4 mure preek, maar buitekant die 4 mure kan hulle nie preek nie, want hulle weet nie wat om vir die sondaar te sê nie. Maar ek dank God in hierdie middaguur, dat die Here vir 'n sondaar gekom het, 'n sondige vrou. Nou dit kan net sowel 'n sondige man gewees het. En die woord van die Here sê, dat hierdie vrou, toe sy hoor,
dat die Here daar is, het sy nie geskroom of gewag om dadelik aan huis saam met Jesus te gaan nie. En dit is my interessant, dat sy nie eens geklop het, maar sy het net aangestap. Het jy al gesien baie keer, wanneer 'n sondige mens, een sondige mens is iemand wat nie die Here ken nie. 'n sondige mens is iemand, hy het al van die Here gehoor, maar hy het hom nog nie aangeneem as sy saligmaker en verlosser nie. Maar ons is so geneig om mense te beskinder. Ons is so geneig om net die negatiewe goed in mense raak te sien. Wat jy sien, die eerste ding wat die Fariseer raak sien, is die sondige lewe van hierdie vrou. En dalk is jy vanmiddag op 'n plek in jou lewe, dalk is jy vanmiddag op daardie plek, dat mense jou veroordeel, dat mense 'n vinger na jou wys, dat mense sê, jy is nie goed genoeg nie. En ons reg baie keer ons lewe in, volgens mense se oortuigings in ons lewe in. Ons rig nie ons lewe in, volgens God se woord nie. Is my so wonderlik, kyk, as ons deesdae kan veroordeel, het jy al gesien as iemand by die kerk instap? Sê hulle, het jy gesien, hier is hy drak Erik? Het jy gesien, hier is hy hoer? Het jy gesien, hier is die man wat so rondloop? Ons is so geneig om net die verkeerde goed in die lewe in raak te sien. Ons sien niks meer mooi in mense in raak nie, want ons brein is besoedel met die samelewing se negativiteit. Net soos met hierdie Fariseer. Sy liggaam, sy siel, sy brein was besoedel met die negatiewe goed van die lewe. Al wat hy kon sien in mense was die negativiteit. En dit is hoe die samelewing vandag is. Ons sien mos net die negatiewe goed raak. Die verkeerde goed. Maar dank God vanmiddag dat hy mense nie veroordeel nie. Dank God vanmiddag dat hy nie 'n vinger na mense wys nie. Dank God vanmiddag dat hy mense nie loop en veroordeel nie. Want ek en jy is sommer klaar. Die een wat mense loop en veroordeel, 'n vinger na hulle wys. Dalk hoor jy hierdie woord vanmiddag en jy weet, dis vir my vanmiddag. Dalk hoor jy hierdie woord vanmiddag en jy weet, iewers moet ek gaan regmaak. Dalk hoor jy hierdie woord vanmiddag en jy's daai een wat daai vrou veroordeel het, wat 'n vinger na haar gewys het, wat haar loop en beskinder het, wat vertel het hoe sleg sy is. Dalk is jy die een wat oor daai man gepraat het, om te sê hoe sleg hy is, wat hy doen, waaraan hy verslaaf is. Maar jy sien, dis juis waarvoor die Here Jesus gekom het. Hy het nie gekom vir die regverdige nie. Hy het juis gekom vir die sondaar. Ek verstaan nie hoe sit mense jare en jare uit in die kerk in, maar hulle kan vir God nie een siel wen nie. Dan sê hulle, dis nie my bediening nie, maar hulle kan hulle bediening net uitleef tussen die 4 mure van die kerk, terwyl ons samelewing doodgaan, terwyl ons samelewing besig is om te sterf, terwyl ons samelewing besig is om agteruit te gaan. Jong mense wat selfmoord pleeg. Ou mense wat selfmoord pleeg. Omdat hulle beskinder word. Omdat daar geen geregtigheid meer is nie. Maar kyk, dit was lekker om 'n vinger te kan wys na mense. Maar pas op tot die dag wat dit met jou gebeur. Wanneer daar 'n vinger na jou gewys word, pas op vir die dag wanneer God sy vinger na jou lig. En ek praat vanmiddag met mense wat God ken, ek praat vanmiddag met kerkgangers, ek praat vanmiddag met mense wat hulle Bybel lees, ek praat vanmiddag
so geneig. En hoor wat sê hy? Hy sê, as Jesus geweet het wie is hierdie vrou, sou hy dit nie toegelaat het nie. Jy sien, dis juist die sondaar wat belangrik is vir die Here. Dis juist die sondaar wat God wil nie hê, hy moet verlore gaan nie. Waar hy ook al vanmiddag stap, waar hy in die huis sit, waar hy die woord vanmiddag kan hoor, en jy weet voor jou siel vanmiddag, is 'n tyd en 'n uur, wat jy met God moet regmaak, is 'n tyd en 'n uur, dat jy tot berou en weer tot inkeer moet kom. Ek kan nie glo dat mense sê, hulle is gered, maar hulle loop en bespreek en beskinder en maak mense sleg nie. Dan wil ek vanmiddag vir jou sê, daar is hoop vir jou, as hulle jou beskinder, sleg maak, vir jou sê, jy is die type man of vrou, daar is hoop vanmiddag, want jou hoop is nie aan mense vanmiddag nie, maar jou hoop is aan God vanmiddag, wat vir jou gesterf het, deur sy seun Jesus Christus, aan die kruishout van Golgotha. Ons judge mense, op grond van hulle leefwyse. Ja, dit is reg. Dit is reg. Want die maklikste is om vinger te wys, maar het jy al die persoon reg gehelp? Het jy na hom toe uitgereik? Of is jy so belangrik? Is jy so belangrik, dat jy dit nie nodig ag nie? Is jy so belangrik, dat jy nie die nodigheid daarvan sien nie, want jy is maar so belangrik. Hierdie fariseer was 'n baie belangrike man. Baie belangrike man. Hoor wat sê Jesus daar. Maar Jesus spreek hom aan en sê vir hom, Simon, ek het iets vir jou om te sê. En hy sê eintlik, meester sê dat hy antwoord. Jesus sê toe, en dit kom daarop neer, dat hy 'n gelykenis vertel om iets te demonstreer aan hierdie fariseer wat so belangrik is en hierdie sondige vrou, hierdie sondige mens wat is, dalk voel jy vanmiddag soos 'n sondaar, verlore, jy weet nie meer waar jy nie, maar ek het vanmiddag vir jou goeie nuus, daar is hoop vanmiddag vir jou, by die Here. Hoor wat sê hy vir hierdie man. Hy draai na die vrou en sê, Vader, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy het nie water vir my voete gegee om dit te was nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak. En met haar hare het sy dit afgedroog. Dit was die term of die norm gewees in daardie tyd, voordat jy niemand se huis ingaan, dat die stof van jou voete afgewas word. Dit was een van die maniere om te sê, ek aanvaar jou binne in my huis in, jy is welkom binne in my huis. Maar jy sien, omdat hierdie man so belangrik was, en dit is ons probleem in die samelewing, is dat ons dink ons is so belangrik, of ek dink my pa of my ma is so belangrik, of ek dink dat hierdie een of daardie een is so belangrik, dat ek vanmiddag vir jy wil sê, dit is juist daardie persone wat dink, wat so belangrik is, wat dalk nie eens 'n staanplek by God het nie, dalk het jou ma of jou pa vanmiddag nie eens 'n staanplek by die Here nie, maar omdat hulle dalk miskien 'n paar rand het, dink jy dis die Alfa en die Omega, maar ek het nuus vanmiddag vir jou, dat Jesus Christus, die Seun van die lewende ware God, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die eerste en die laaste, hy is die een wat was en wat sal wees tot in alle ewigheid. Halleluja! Prys die naam van die Here. Die Here tugtig hom eintlik. Hy sê vir die fariseer, hy sê,
jy het my eintlik nie eens in jou huis laat welkom voel nie. Ek wonder hoeveel mense wat vandag in die kerk is, voel regtig tuis binne in die kerk. Ek wonder hoeveel mense voel regtig welkom binne in die kerk in. Maar sien, daar's iets wat God ons vanmiddag daardeur wil leer. Daar's iets wat die Here vanmiddag vir ons daardeur wil sê. En wat is dit vanmiddag? Dit gaan oor die feit vanmiddag dat God kyk nie na jou sonde nie. God kyk na jou hart. Want toe hierdie vrou daar instap en dat trane begin loop en sy begin te huil. Die Bybel sê sy het geween, sy het gehuil. Waarom? Want toe sy die teenwoordigheid van die Here kom, toe sy daai teenwoordigheid wat hy laat besef wie en wat sy is, maar dis haar hart wat uitgeroep het na die Here. Kan jou hart vanmiddag nog uitroep na God vir 'n sondaar? Kan jou hart vanmiddag nog sê, Here, help hierdie sondaar dat hy gered kan word? Of het jy so belangrik geword dat dit nie meer geld nie? Het jy so belangrik geword dat dit nie meer saak maak nie? Hierdie vrou het met haar lewe, sy het gekom en sy het kom staan en sy het gesê, Here, ek kan nie meer nie. Dis eintlik die uitroep in haar hart gewees. Wat is jou uitroep vanmiddag? Waar staan jy vanmiddag? Vrou, staan jy eintlik waar voor die Here? Hoe lyk jou hart vanmiddag voor God? Hoe lyk jou situasie? Hoe lyk jou omstandighede? Waarmee is jy besig? Kan jy vanmiddag sê, dit is omdat hy daar is, die groot ek is? Kan jy vanmiddag, dit is omdat hy my raak gesien het, terwyl ander gesê het, ek is 'n sondaar, terwyl ander gesê het, daar's nie hoop vir my nie, het die Here gekom en gesê, daar's juist hoop vir jou. Ek wil by jou wees, ek wil deel van jou lewe wees. Hy het vir hierdie vrou gesê, gaan, jou sonde is vergewe. Dis al wat hy gesê het. Maar jy sien ons van baie keer resepte hoe om by die Here uit te kom. Ons wil baie keer vir mense een of ander resep gee wat om te doen. Al wat die Here van gesê het, jou sondes is jou vergewe. Punt, bottom line, jou sonde is jou vergewe. Kan jy vanmiddag dit sê? Jou sonde, daar is kragtnis, daar Here is, daar is oorwinning, wanneer jy die Here werklik maar aanneem as jou saligmaker en verlosser. Halleluja! Prys die naam van die Here. Ek wil afsluit vir hulle wat lyk jou saak met God vanmiddag. Lyk jou saak werklik met die Here op 'n plek waar jy weet, jy moet regmaak. Dit wil ek vanmiddag vir jou sê, moenie langer uitstel nie, moenie langer wag nie. Dalk het jy mense veroordeel, dalk het jy vinger na mense gewys, dalk het jy laat voel dat mense, jy het mense laat voel, is nie goed genoeg nie. Maar ek wil vanmiddag vir jou sê, jy is goed genoeg vir die Here. Moenie toelaat dat mense se woorde jou beïnvloed nie. Moenie toelaat dat mense jou lewe beïnvloed nie. Laat God se woord jou lewe beïnvloed. Laat God se woord verandering in jou lewe bring. Dat God se woord jou vanmiddag help. Dat God se woord jou vanmiddag oorwinning gee. Dit is die crux en die kern vanmiddag. Ek groet u wat saam met ons op die lig is. Gaan en gemaak reg. Moenie langer uitstel nie. Moenie langer wag nie. Moenie langer vra nie. Vergewe, spreek vry, maak reg, gaan en na daardie een wat jy veroordeel het, na wie jy vinger gewys het, dat jy verwys het, wat jy dalk verwys het na 'n sondaar, net soos hierdie vrou wat 'n sondige vrou was, om gaan regmaak en te sê, vergewe my, dit gaan iets van jou vat, van jou kos, vir jou sê,
wanneer jy dit doen, dan kry jy vryspraak. Die oomblik wanneer jy dit doen, dan kry jy oorwinning. Die oomblik wanneer jy dit doen, dan kry jy ware deurbraak. Waar staan jy vanmiddag? Waar staan jy in jou hart teenoor God? Waar staan jy in die beginsels van die Here? Wil jy soos hierdie fariseer wees, om 'n vinger te wys, oordeel en sê, dis sondige mense hierdie, ek wil nie deel van hulle wees nie, of kan jy vanmiddag op 'n plek in jou sê, dit maak nie saak, wat gebeur het nie, maar ek vergewe, en ek spreek vry. Die Here sê vir haar, gaan, jou sonde is vergewe.